Goeienaand vriende, dit is wonderlik om so 'n klomp van julle vanaand hier te sien. Hierdie diens saam met Paasondag is by verre die belangrikste dienste in ons kerklike jaar. Dit dra die hart van die evangelie. Ek is baie bly julle is hier. Ons gaan 'n paar liedere saam sing. Ons begin met Vervul o Heer my hart met stille byding. En miskien is my klank 'n bietjie te hard. Ek weet nie. Lied 390, al 4 verse, ons kniel hier aan die voete neer. Ons kniel hier voor die voete neer, en oor die hemel lof en prys en roem U eer, voor ons in so verloren. Die liefde is onpeilbaar groot, ons sien nie om te ly nie. Geen kruistyd, geen vloek, geen dood, om sondaars te bevry nie. Die lam wat vir ons sondes dood, oorwin die helse magte. Hy koop ons met sy dood, sy bloed, uit duisende geslagte. Tot priesters deur U bloed gewy, is al ons skuld vergewe. U maak
Die volgende lied wat ons gaan sing, Bly by my, dit is eintlik 'n Taizé liedjie, Stay with me. Ek dink aan die woorde van Jesus in die tuin van Getsemane, toe hy vir sy disippels gesê het, bly net by my. Onthou hy het gesê, hy is beangs, en hy het hulle gevra om by hom te wees. Ons gaan dit nou sing, en ons gaan dit reg aan die einde van die diens weer sing. So as jy dit nou, jy mens vang van die dingetjie, dit is die punt wat ek wil maak, ja. Ons gaan nou die volgende lied staande sing en ons gaan staande bly tot na die seën en die eerste lied wat ons gaan sing. En die lied is dan Were You There When They Crucified My Lord? They crucified my Lord. Were you there when they crucified my Lord? Sometimes it calls me to tremble, were you there when they crucified my Lord? Were you there when they nailed him to the tree? Were you there when they nailed him to the tree? Sometimes it causes me to Were you there when they nailed him to the tree? Were you there when they pierced him in his side?
When they pierced him in his side, were you there when they laid him in the tomb? Were you there when they laid him in the tomb? Sometimes it causes me to tremble, tremble. Were you there when they laid him in the tomb? Ons sing nou lied 519, al 4 verse, wees stil en weet. Wees stil en weet, ek as hier, ek spreek en bid, en galme dag, ek sal op jou vertrouwen hou. Wees stil en weet, ek as die Heer, ek ken jou pyn, jou donkerste nag, ek as by jou, ek gee jou krag. Wees stil en weet, ek as die Heer, kom bring na my jou kommer en vrees, ek sal vir jou toevlug wees. Wees stil en weet, ek as die Heer, hy waak en bid, vol hart en geloof, ek as by jou, soos ek beloof. Kyk, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede, van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Ons antwoord nou die Here op die Here se groet met die sing van lied 396, al 4 verse, aanskou die Heiland, sien die kruis. Aanskou die Heiland, sien die kruis, die hemel God verracht vergrijst.
Hij hand van God en mens verlaat, hij ziel verandert God en hart. Hij blijft verdraag, vergeef, verzoen, en zo is zalig herhaaldelijk met hij betaalt voor mij een helle angst te down. Zij kruis, zijn liefde aan de kruis, ontsluiten mij een nieuwe mens. Om kan ik nou met vreugde dienen en ruimte door zij kruis voorzien. De liefde zo volmaakt en vrij, wees alles goed van mij. Ek lees by Markus 15 van vers 22. Hulle bring Jesus toe na 'n plek Golgotha, wat Kobbeenplek beteken. Hulle wou vir hom wyn gee met mirre daarin, maar hy wou dit nie hê nie. Toe kruisig hulle hom en verdeel sy klere onder mekaar deur te loot oor wat elkeen moet kry. Dit was 9 uur die môre toe hulle hom gekruisig het. En die rede waarom hulle hom gekruisig het, was op 'n bordjie aan die kruis geskrywe: die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê: "Toe, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae weer opbou, red jouself en kom van die kruis af." En net so het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes ook spottend vir mekaar gesê: "Ander het hy gered, homself kan hy nie red nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons dit kan sien en in hom kan glo." Die 2 wat saam met hom gekruisig is, het hom ook beledig. Teen 12 uur die middag het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3 uur geduur. Om 3 uur het Jesus hard uitgeroep: "Eloi, Eloi, lema sabachthani." Dit beteken: my God, waarom het U my verlaat?" Die party van die mense wat daar naby gestaan het, dit hoor, sê hulle: "Hoor daar, hy roep vir Elia." Een van hulle het toe gehardloop, 'n spons in suur wyn gesteek en dit vir hom op 'n stok gehou om te drink. Hy het gesê: "Wag, kom ons kyk of Elia hom van die kruis kom afhaal." Daarna het Jesus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die tempel het van bo tot onder middeldeur geskeur. En toe die offisier wat reg voor Jesus gestaan het, om die laaste asem so sien uitblaas, het hy gesê: "Hierdie man was werklik die seun van God." Dit is die woord van die Here. Die tema is vanaand: in 3 ure
speel 'n ewigheid af. In 3 ure speel 'n ewigheid af. Ons lees 12 uur het daar duisternis oor die hele aarde gekom. 3 uur later, toe roep Jesus uit na God, waarom het u my verlaat? En dan lees ons dat hy toe hard uitgeroep het en die laaste asem uitgeblaas het en toe het die voorhangsel in die tempel middeldeur geskeur van bo na onder. In 3 ure het dit gebeur. Nou vriende, woorde ontbreek om te sê wat daai dag gebeur het. Hoe bring 'n mens daardie 3 ure onder woorde as dit gaan oor, as dit wat daar gebeur het simbolies is van wat in God se binneste aangegaan het? Ons weet nie wat in God se binneste gebeur het nie. Ons kan ons nou nie daar sien nie. Ons is in tyd en in ruimte. Ons kan net sien en hoor en beleef wat in die tyd en in die ruimte gebeur, maar God is in die ewigheid. So hoe weet ons, hoe bring ons onder woorde wat in ons Maker se hart aangegaan het? Dis onsêbaar. Dis eintlik onkenbaar. God het in daai oomblikke al die pyn en al die hartseer en al die woede oor die sonde en die gebrokenheid van die skepping en ons gebrokenheid in sy eie binneste uitgewoed. God wat geen verlede het nie, het ons verlede syne gemaak en met ons verlede vrede gemaak. Hy het eintlik met ons vrede gemaak, met elkeen van ons, soos wat ons vanaand hier sit. God wat bo die sonde verhewe is, het 'n liggaam aangeneem en in 'n liggaam kom leef onder die mag en die vloek van die sonde. Dit het alles gebeur, dit het God gedoen, en in daai oomblikke was dit die voltrekking van dit alles. God wat die straf wat ons toekom, oor homself voltrek in Jesus. Nou, hoe verduidelik 'n mens al die goeters? Hoe bring jy dit regtig onder woorde? Hoe verduidelik jy dat die dryfveer agter hierdie kastyding was liefde? Hoe bring jy liefde en kastyding, liefde en vloek, alles bymekaar, en dit alles in een persoon, daar aan die kruis? Ek wil dit waag om te sê, nie net ons het nie woorde daarvoor nie, God het self nie woorde gehad nie. En daarom het God vir ons tekens gegee. 2 tekens die aand, of die dag, om vir ons iets oor te dra van wat daar gebeur. En die eerste ene was die duisternis. Daardie duisternis was die teken gewees van die gevolge van sonde. Gewone donkerte word duisternis, alleenheid word Godverlatenheid. Dis die gevolg van die sondepad is donkerte. Dit is 'n donkerte wat jou so omgeef dat jy later benoud is vir enigiets rondom jou, want jy is in die verkeerde kant. Jy is in die verkeerde plek. Jy kan nie in God se teenwoordigheid kom met hoe jy is nie. Die sondepad verswelg jou. Vat die lewe uit jou uit. Trek dit uit jou uit. Jy voel skuldig oor dat jy iemand te nagekom het. En dan vermy jy die persoon. Asof dit nou gaan help.
Jy voel sleg oor wat jy gedoen het, nou vermy jy vir God. Jy lees die Bybel nie, jy bid nie, want jy is bang, as jy in die Here se teenwoordigheid kom, gaan die Here nou met jou raas. Jy wil dit nie hê nie, jy voel al klaar sleg genoeg. Party mense bedank selfs uit die geloof uit, net om weg te kom van God af, net om weg te kom van hierdie vervloeking wat hulle beleef. Asof jy God so kan afskud. Dit doen hulle tog. Maar vriende, toe Jesus daai dag die God verlate pad namens ons geloop het, was die enigste woorde wat ek kon uitkry. Waarom het u my verlaat? En hy het daai verlatenheid ervaar terwille van ons, in ons plek. So dis die eerste teken, die donkerte, die duisternis, om te sê wat se effek die sonde op ons lewe het en die lewe oor die algemeen. Maar toe sou ook nog 'n teken. En die teken is 'n teken wat vir ons wil kom wys dat God se liefde, God se geregtigheid oorskry. Dat God ons liewer het as wat God kan kwaad word. En dit is die skeur van die voorhangsel. Nou die voorhangsel was 'n massiewe gordyn gewees. Ek het al vir julle verduidelik en julle weet dit ook, hierdie tempel gehad met die altaar en dan het daar hierdie geweldige voorhangsel gehang, swaar materiaal, 5 meter wyd, 9 meter hoog en agter die gordyn was die allerheiligste met die verbondsark, die simbool van God se heilige teenwoordigheid by hulle. En niemand mag daarin gegaan het nie, behalwe die hoëpriester. En hy mag net 1 keer 'n jaar daarin gegaan het. En hy kon dit net doen nadat hy 'n hele week lank omtrent homself moes reinig, sy eie skuld moes bely, offers moes bring, om daar te kon ingaan, want dit is in God se heilige teenwoordigheid. En hierdie gordyn was die teken gewees, daar is skeiding tussen ons en God. Ons sonde maak dat ons nie God in God se heiligheid werklik kan beleef nie. En daar skeur die gordyn van bo af onder toe, om eintlik te sê God het dit gedoen. God het die gordyn geskeur. God het kom sê, ek skik met julle, as ek dit so kan stel. Julle bydrae was nie kwaad, maar Jesus se bydrae is genoeg, meer as genoeg, dat ek met julle kan skik. En voortaan kan julle maar net na my toe kom. Julle hoef nie deur die priester te gaan nie, julle hoef nie allerlei voorskrifte na te kom nie, julle kan maar net kom. Julle is vir my aanvaarbaar. Julle kan in my heilige teenwoordigheid kom leef. So dis die 2 tekens daardie dag. Die een teken die duisternis wat sê wat die effek van die sonde is, en dan die ander teken die skeur van die gordyn om te sê God het ons aanvaar. Hy het aanvaar wat Christus gedoen het en dis genoeg. Maar die vorige aand, die donderdag aand, het hy 'n ander teken gegee. En dis wat ons vanaand vier, die nagmaal. Met die nagmaal wat hy ingestel het hy vir ons kom sê, ons moet tog deelneem aan dit wat Christus gedoen het. Ons moet deelneem aan sy liggaam, ons moet deelneem aan sy bloed. Dit is vir ons. So vriende, alles wat jy vanaand dink, jy die Here aangedoen het, al die verskeurdheid wat jy voel jy in God se hart veroorsaak het, in daai 3 ure het God sy gevoelens daaroor uitgewoed en vir ons vergifnis gegee. Aanvaar dit. Jy is vry
God dank. Amen. Ek wil nou vir die diakens vra, dat ons net die tafel gereed kry. Ek gaan nou dat ons bid. Ja, die diakens kan maar vorentoe kom. Ons gaan nou bid, en ons gaan in stilte bid. Elkeen van ons gaan met ons eie dinge na die Here toe kom, ons eie verskeurdhede, en dit voor hom kom bely. Maar kom ons raak stil voor die Here. Wees maar net diep bewus daarvan, God is hier. Here, as ons vanaand hier voor U kom, elkeen met ons eie bagasie, is ons diep bewus van die gewig daarvan, en hoe dit vir ons terughou. Dankie dat die duisternis nie die lig kon oorweldig nie. Dat die gordyn U nie kon terughou nie, maar dat U deurgebars het na ons toe, in Jesus Christus, U Seun. En wanneer ons nou deelneem aan hierdie nagmaal, dan bid ons dat dit ons diep in ons gemoed sal raak, dat U ons sal raak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons gaan nou na die tafel toe beweeg, en ons gaan saam sing, Let us break bread together on our knees. Julle sal dadelik die wysie optel. When I fall on my knees, my face to the rising sun, oh Lord, have mercy on me. Let us drink the cup together on our knees. Let us drink the cup together on our knees. When I fall on my knees with my face to the rising sun, oh Lord, have mercy on me. Goed, die tekens sal nou uitgedeel word, en die is almal baie welkom om deel te neem aan die nagmaal, en terwyl dit uitgedeel word, luister ons na pryslied uit die Noordweste. Goed,
Dankie.
Iemand dalk oorgeslaan? Almal reg. Goed. Dankie. Vriende, die brood wat ons breek, herinner ons aan die liggaam van Christus wat vir ons gebreek is. Wanneer ons dit nou neem en eet, dink daaraan en glo dat die duisternis eens en vir altyd oorwin is. Wanneer ons die wyn drink, dan dink ons daaraan en ons glo dat daar nooit skeiding tussen ons en God weer kan wees nie. Christus is eens en vir altyd verlaat, sodat ons nooit verlaat hoef te voel nie. Kom ons reageer op die nagmaal met die sing van lied 244, ons doen dit staande, en dan bly ons daarna staan. Alles is genade, onverdiende gunst alleen. Die verlossing uit die kwade, kan het u, o God, verleen. U het ons reeds lang tevore as u eiendom besloot, ons in Christus vastgehou, en hom is ons uitverkoren. Ons sal oor u liefde juich, dankbaar van u gunst getuig. Christus kom deur u ontferming, deur hom reik u ons die hand. U neem sondars in beskerming, liefde verlos verstand. Christus red ons deur sy dade, hy laat ons u liefde sien.
liefde wat ons nooit verdien. Hy herskep ons uit genade. Ons sal oor U met blijheid, dankbaar van U gunste. Ons ontvang U Gees as gawe, wie kan nooit die wonder pyl, skuldiges in sonde slawe, word verseker van U heil. Here Gees, besiel die waarheid, dat ons nou U kinders is. Ons verlossing is gewis. Here Gees, vergee ons vryheid. Ons sal oor U met blijheid, dankbaar van U gunste tuig. Vriende, ek gaan nou in 'n gebed voorgaan. Daarna, daar gaan nie vanaand 'n uitspreek van 'n seën wees nie. Vanaand se ervaring is deel van môre se ervaring. Ons dink vanaand aan alles wat in Getsemane gebeur het. En ons dink aan die Here se versoek dat sy disippels by hom moet bly. En toe slaap hulle. En ons wil dit nie doen nie. Ons wil wakker bly. So ons gaan, na ek gebid het, gaan ons bly by my sing. Ons gaan dit a cappella sing die keer. En dan gaan ons onder die derde vers, die tweede Afrikaanse vers, gaan ons net stil die kerk verlaat. Dis wat sal gebeur. So ons gaan uit die kerk uit, terwyl ons die lied sang. Here, daai aand in Getsemane, dit moes vir U verskriklik gewees het. Die onsekerheid, die wete wat gaan gebeur, maar die wonder hoe dit sal wees. Die disippels op wie U vertrou het, om by U te staan, en hulle het nie. Here, soos wat U hulle nie verwyd het nie, verwyd ons hulle ook nie. Kan ons so met hulle saamleef, meeleef. En vanaand wil ons vir U kom sê dat ons getrou wil wees aan U versoek. Dat ons saam met U moet waak, by U moet bly. En dankie dat ons ook kan weet dat waar die pad ook al vorentoe met ons elkeen gaan, as ons by U bly, dan sal dit met ons goed gaan. Bly by my, bly hier by my, waak en bid, waak en bid. Stay with me, remain here with me, watch and pray, watch and pray. Lay by my, lay here by my,
waak en bid,